Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. Hierdie video hersien die belangrike inhoud oor fotosintese wat ons tot dusver behandel het, deur middel van 'n voorbeeld van 'n tipiese eksamenvraag. Die vraag lees dat die onderstaande diagram verskillende vergrotings van 'n blaar en sy mikroskopiese strukture toon wat betrokke is by 'n belangrike chemiese proses wat slegs in plante plaasvind. So reeds in die inleiding kry ons 'n aantal leidrade wat belangrik is om hierdie vraag te ontrafel. Eerstens sê dit vir ons dat ons na 'n blaar kyk en na verskeie mikroskopiese strukture, dit is nou dinge wat ons nie met die blote oog kan sien nie, waarop daar ingefokus word. Dit sê ook dat hierdie strukture betrokke is by 'n chemiese proses wat slegs in plante voorkom. En die enigste chemiese proses wat jy tot dusver geleer het wat slegs in plante plaasvind, is natuurlik fotosintese. As ons die diagram 'n bietjie ontleed, sien ons dit wys 'n blaar. Daar is iets wat uit die lug inkom in die blaar. Nommer 2 aan die onderkant wys dat iets uit die grond opbeweeg in die blaar. Nommer 3 en 4 beweeg uit die blaar, waar nommer 3 in die lug vrygestel word en nommer 4 beweeg af na die res van die plant vanaf die blaar. In die mikroskopiese vergroting sien ons verskeie plantselle en dit dui 'n struktuur W aan. As een van die klein kolletjies binne die plantselle vergroot word, sien ons 'n organel met die letter X. Stop die video gou hierso en kyk eers of jy self vrae 1 tot 5 kan beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Reg, nou beweeg ons aan na die vrae en antwoorde. Vraag 1. Definieer die term mikroskopies. Dit is 'n definisie wat jy moet leer. Iets is mikroskopies wanneer dit te klein is om met die blote oog gesien te word. Vraag 2 sê, gee die naam van die chemiese proses waarna in die vraag verwys word. So ons het reeds in die inleiding gesê dat dit gaan oor 'n belangrike chemiese proses wat slegs in plante plaasvind. Jy kan ook organel X hopelik herken as 'n chloroplas en dit behoort vir jou 'n duidelike leidraad te wees dat die antwoord op vraag 2 fotosintese is. Vraag 3 sê identifiseer die twee reaktante 1 en 2 wat vir die chemiese proses in vraag 2 benodig word. Ons sien dat nommer 1 vanuit die lug inkom in die blaar wat beteken dat dit 'n gas moet wees. En nommer 2 beweeg weer vanuit die grond uit op in die blaar. Uit die inhoud wat ons oor fotosintese geleer het, behoort jy te weet dat nommer 1 dus die gas koolstofdioksied is wat vanuit die atmosfeer geabsorbeer word en nommer 2 vanuit die grond moet water wees. Vraag 4 sê lys 2 ander stowwe wat benodig word vir hierdie chemiese proses om te kan plaasvind. Ons weet dat daar 2 ander faktore is wat die proses van fotosintese moontlik maak, selfs al neem hulle nie direk aan die reaksie deel nie. En dit is dan stralingsenergie of ligenergie vanaf die son en klorofil binne kloroplaste. Vraag 5 identifiseer organel X. As ons na hierdie organel kyk, sien ons 'n aantal opeengestapelde membraantjies wat soos 'n klomp muntstukke op mekaar gestapel lyk. En dit is baie tipies van 'n kloroplas. Stop die video gou hier en kyk eers of jy self die volgende vraag kan beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 6 sê gee die naam van die stof wat in organel X aangetref word wat help om hierdie chemiese proses te aktiveer. So ons het reeds genoem dat een van die stowwe wat vir fotosintese benodig word, klorofil is. En onthou wat die verskil tussen die klorofil en kloroplas is. Klorofil vul die kloroplas. So dit is dus die pigment wat binne-in die organel voorkom. Vraag 7 sê identifiseer produkte 3 en 4. Vanuit die chemiese vergelyking vir fotosintese weet ons dat 'n gas genaamd suurstof vrygestel word en dat glikose as voedsel vir 'n plant geproduseer word. Nommer 3 is dus suurstof wat in die atmosfeer vrygestel word en nommer 4 is glikose. Vraag 8. Produk 4 kan as stysel gestoor word. Noem 2 ander dinge wat in die plant met produk 4 kan gebeur.
So ons weet dat wat met glikose gebeur gaan afhang van die plant se behoeftes. Een moontlikheid is dat die glikose as stysel gestoor word, maar dit word reeds in die vraag genoem, so ons moet aan ander moontlikhede dink. Glikose kan ook omgeskakel word in ander stowwe soos cellulose, proteïene of vette en olies, en dit kan ook onmiddellik deur die plant gebruik word as energie. Omdat die vraag sê dat ons 2 ander dinge moet noem, hoef jy nie die funksies van hierdie stowwe te verduidelik nie. Net vir hulle noem is genoeg van 'n antwoord. Let ook daarop dat omdat die vraag net vir 2 ander dinge vra wat met glikose kan gebeur, gaan slegs die eerste 2 antwoorde wat jy gee in 'n eksamen gemerk word. Die nasienriglyn sê dat enige 2 van hierdie is aanvaarbaar as antwoorde, maar die nasiener gaan slegs die eerste 2 antwoorde wat jy neerskryf merk. Maak dus seker dat jou eerste 2 antwoorde die is waarvan jy die sekerste is. Vraag 9. Waarom word produk 4 as stysel in plante gestoor? Met ander woorde, hoekom is stysel so 'n goeie bergingsstof of 'n stoorstof vir glikose? So as jy onthou vanuit die video oor stysel, het ons gesê dat dit 'n meer stabiele, onoplosbare molekuule is, wat beteken dat dit goed gestoor kan word en ook vir langer tye bewaar kan bly. Die plant kan dit dus eenkant sit en later gebruik soos nodig. As dit net glikose was, wat 'n kleiner oplosbare molekuule is, sou die meeste daarvan opgelos het voordat die plant dit kon gebruik, en daarom maak stysel se eienskappe, naamlik groot, stabiel en onoplosbaar, dit 'n uitstekende stoorstof of bergingsvorm vir glikose. Vraag 10 sê, gee die naam van die indikator wat gebruik word om vir die teenwoordigheid van stysel te toets, en dit is ook 'n feit wat jy moet leer, dit is jodiumoplossing. Stop die video gou hier en kyk eers of jy self die volgende vraag kan beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 11. Identifiseer struktuur W. Struktuur W wys vir jou een van die individuele plantselle in die vergroting. Dit is dus 'n enkele plantsel, die mikroskopiese bousteen waaruit alle lewende dinge bestaan. Vraag 12. Tydens 'n eksperiment om 'n blaar vir stysel te toets, word die blaar vir 2 minute in kookwater geplaas. Verduidelik hoe hierdie stap struktuur W affekteer en waarom die stap nodig is. Nou om hierdie vraag te beantwoord, moet ons onthou wat die funksie van die selwand is, soos dit in die video oor die styseltoets verduidelik is. Die selwand is 'n beskermende laag rondom 'n plantsel wat alles binnehou. En die doel van die kookproses is om die sel sag te maak. Met ander woorde, om hierdie muur, hierdie selwand rondom die selletjies af te breek, sodat jy by die inhoud binne in dit kan uitkom. Deur die blaar te kook, breek ons dan die selwande af, wat die selle meer deurlaatbaar maak vir die chemikalie wat ons gaan byvoeg. Die alkohol kan dan ingaan en die chlorofill verwyder, die jodiumoplossing kan ingaan en met die stysel reageer om daai kenmerkende kleurverandering te toon. Dan vraag 13 sê in 'n ander stap van die eksperiment word alkohol bygevoeg. En eerstens moet ons verduidelik waarom dit gedoen word. So die alkohol is verantwoordelik vir die onttrekking van chlorofill vanuit die blaar en die doel daarvan is om die blaar wit te maak. So waarom is dit belangrik? Want as jy jodium op 'n groen blaar drup, is dit 'n bietjie moeilik om 'n kleurverandering duidelik te sien. Deur die groen chlorofilpigment te verwyder, maak ons die blaar nou mooi wit, sodat die kleurverandering van ligbruin na blou-swart in die teenwoordigheid van stysel makliker gesien kan word. En dan die laaste vraag 13b sê beskryf een voorsorgmaatreël wanneer jy met alkohol werk in hierdie eksperiment. Ons het reeds gesê dat die alkohol indirek verhit moet word, naamlik in 'n waterbad, en die rede hiervoor is dat alkohol hoogs vlambaar is en dus nie oor 'n direkte oop vlam verhit of gebruik moet word nie. So daar het jy dit, 'n voorbeeld van 'n tipiese eksamenvraag met lae, middel en hoë orde vrae. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.